Welkom terug. So dis nou tyd vir geldsake en daar is iets wat ek en Rosanne ernstig met julle moet bespreek. Ja, volgens 'n artikel wat op Moneyweb verskyn het, verdien vroue minder as mans in Suid-Afrika. Maar dit is blykbaar nie so eenvoudig soos wat ons dink nie. Ja, nuwe navorsing wys die maatskappy waar jy werk maak die grootste verskil. So volgens 'n studie wat belastingdata van alle formele werkers in Suid-Afrika tussen 2010 en 2018 gebruik het, is byna helfte van die geslagsloonverskil te wyte aan vroue wat by laer betalende maatskappye werk as mans, nie omdat hulle minder verdien vir dieselfde werk binne dieselfde maatskappy nie. Nou dis my baie interessant, want ons 'n paar belangrike bevindings en ons sal graag wil weet wat julle ook hiervan dink. Thys en Pieter. Ja, Ons kan sien julle is hulle baie was nog stil. nooit so stil op hierdie show nie. Maar vroue verdien glo gemiddeld 12% minder as mans in die formele sektor en 45% van hierdie gaping kom van die feit dat vroue by maatskappye werk wat almal, mans en vroue, minder betaal. Die gaping groei vanaf vroue se middel 20s tot middel 40s, waarskynlik weens die tyd wat vroue van die werk afstaan om kinders groot te maak en die tipe poste wat vroue neem wanneer hulle weer gaan werk. So in hulle later 40s en 50s begin vroue glo meer opwaartse bewegings maak en die loonverskil verminder. Waar is die betalingsstrokies of die payslips? Ek wil ook graag sien. Veral as dit by die belasting kom. Sit maar die payslips op die tafel, dit is maar sien. Ja, ek dink wat baie belangrik is by daai element is ja so wat 12,5% wat vrouens minder verdien, maar onthou mans betaal omtrent 30% meer belasting. So jy weet hulle is iewerste. Excuse. Ek wil nou net gesê het, waar kry jy daai statistiek vandaan? Ag ek skiet ons so gou hierdie heup uit. Jy weet so. But you know what, Tace, this actually reminds me of the chat that we had about the feminist economy Yeah, I remember. and one of the very early shows about how there is that discrepancy between what women are contributing to the economy in terms of other areas of work and what they are actually being paid for. Ja, ek dink die statistiek is eintlik nogal baie uniek as jy gaan kyk na die berig, maar toe ek self bietjie verder na ander statistieke ook gaan kyk. So as jy gaan kyk vanaf 1996 tot en met nou toe. As jy ook gaan kyk byvoorbeeld persone so CEOs en CFOs is basies weet jy top 2 tipe van posisies wat jy kan hê in 'n hoë koöperatiewe maatskappy. So as jy gaan kyk, daai selfde studie tot en met 2018 was daar ongeveer in die omgewing van jou top 100 maatskappye genoteerde maatskappye in Suid-Afrika was ongeveer maar 8% was vroue is uitvoerende hoofde gewees en omtrent 22% CFO's gewees. Maar nog steeds is dit groeiend, want as jy ook dan nou gaan kyk na die publieke sektor en op hierdie stadium is ongeveer so 46% van vrouens in middelbesturende posisies met die uitkyk van omtrent na 2035 waar hulle basies weet omtrent 60% plus sal hê. En weer eens is mense ook gaan kyk topposisies word basies bekleed deur kwalifikasie en ondervinding. Okay. So weer eens as ons dan nou gaan kyk hoeveel van dames basies weet kry tersiêre tipe van onderrig en kry basies 'n graad. Sedert 96 die statistiek het gedraai. Jy weet was dit ongeveer 8,6% was mans gewees en 6,7% was vrouens. Nou is dit 13,1% vrouens en 12,2% mans. So jy sien daai stelselmatige tendens. Ja. Jy weet wat wel aangepas word van vrouens wat basies weet hulle posisie inneem. Selfs nou al vroeër is daai ouderdom wat ons gesê het van 40, 42, 45. En ja, dit is 'n groot ding. Vrouens is daar en hulle het kinders in daai gap. Kom ons met daai gap jaar. Jy wil nie gewoord gebruik gap jaar en dan moet 'n ander woord wees soos ons hom nou kry. Tussen kom ons sê 30 tot 40, daai 10 jaar. Jy weet daai gesinsbou 10 jaar. Yeah. So the data also shows that the salary or the pay gap is worse in developing countries like South Africa. So because work is so scarce, companies have actually got the power over what people are prepared to work for. Because as jy desperaat 'n werk wil hê om jou gesin op te pas, you're going to take it, even though you and Tace are doing the same job and Tace is getting paid so much more than you just because he's a man. Ja, ek dink as jy daarna ook gaan kyk en dis daai spreekwoord wat sê it's a man's world. En ek dink ja, maar dit is ook nie meer nie. Ek sê dit maar net want ek sê dit, want dit is 'n man's world want dit is presies wat jy sê. As ek byvoorbeeld aan 'n posisie moet gaan, dan gaan ek half onderhandel.
Jy sien, ek gaan nie net gaan wat jy nou wil vir my offer nie. Waar vrouens is op bietjie onseker, ja, hoe ver kan ek druk, jy weet, vir 'n onderhandelingsspasie, waar jy eintlik moet vol staan in jou skoene en net eenvoudig sê, luister, ek is dit werd. Ja. Okay. Ek is hier om 'n verskil te maak. Ek is wel gekwalifiseerd, ek het klaar die ondervinding en I'll get it done. Okay, want dit is baie keer ook met vroue, sterk vrouens, jy weet, in koöperatiewe posisies, is vir my baie makliker om so 'n persoon uit 'n koöperatiewe wêreld uit aan te stel, jy weet, van my kant af, jy weet, want ek weet hy get stuff done. Okay, en dit gee vir my dan basies, weet, selfs daai gap van, ek is bereid om jou selfs meer te betaal as wat jou kwalifikasie of jou spek sê, of hou dit altyd oop, om te sê vir interpretasie, om te sê, okay, maar die eerste 3 maande sal ek dit so vat, maar daarna gaan ons wel die aanpassing moet maak. Yeah. And some of the recommendations that have been made are that there should be better access to women to higher paying sectors. Also, support for things like childcare and just like kind of more malleableness in terms of the hours. Kan ek my kind by die skool gaan aflaai? Kan ek die sport gaan doen en gaan kyk en dan na die tyd my werk doen en seker maak. Ja, so a kind of a balance, right? Ja. Ek dink as basies weet gaan kyk ook daarna en 'n ou het byvoorbeeld, want dis iets wat ons kon geleer het van COVID en van lockdown. Jy weet van laat jy werk van die huis af. So jy kan absoluut daai balans kan jy handhaaf. Soos byvoorbeeld om juist te sê, want ons doen dit baie keer by ons wat op koöperatief. Want sport is van 2 tot 4 byvoorbeeld. Vir daai 2 ure, verstaan? En dan op 'n ander dag maar 'n vrou die verantwoordelikheid om haar werk wel te gaan doen al is dit na ure. Van mans het ongelukkig nie. En ek dink 'n debat wat al vir jare ook aankom is die feit dat wanneer 'n mens ek weet dalk is daar nou baie mense wat nie gaan saamstem nie, maar ook sommige vroue is broodwinners. Jy weet, dit is nie meer soos in die verlede wat dit net die mans was nie. So, maar dit is ek dink is 'n moeilike balans om wel te vind. Maar Thys, dit wat jy gesê het, dit is musiek in ons ore vanoggend. Dit is goed om te weet. Ek is hier om julle te empower. En die vrouens daar buite natuurlik. Jy kan maar aanbeweeg van die kasregister na die chequeboek toe. Verseker. Maar kyk ja, die kort en die lank is natuurlik, jy weet, vrouens moet raak gesien word. En maar die statistieke wys, dit beweeg nie regtig. En ek glo vroue kry baie meer selfvertroue ook juis met wanneer hulle werksaanbieding kry. En hierdie berigte is noodsaaklik. Ja, absoluut. Definitief. Nou ja, dit is alwaarvoor ons nou tyd het. Net hierna gesels ons met Arnold Geerts oor die jongste sportgebeure. Bly ingeskakel. Jy's by Goeiemôre, Good Morning. Van sport na sport. Dit was nou sport.